Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Payne saam met jou en saam met my kuier Lizanne Campbell. Lizanne, baie welkom by ons. Lizanne is 'n diensleraar hier by Doringkruin gemeente en ons sien uit om vanoggend saam met jou te kuier. Baie dankie Barbara, dit is my lekker om hier te wees vandag. Ons gaan hoor wat het pad het jy geloop om tot hier te kom en jy gaan met ons deel die groot invloed wat die Here in jou lewe het. Baie dankie, ek sien vreeslike uit daarna. Ons ek het al by so baie mense van jou gehoor en jy preek by verskillende kerke en jy's baie bedrywig en jy doen berading en jy het nog 'n voltydse werk. Ons wil 'n bietjie hoor hoe kry jy alles gedoen. Ons sien uit om met jou 'n lekker onderhoud te voer en te hoor wat jy alles doen. Nee, baie dankie, ek sien ook baie uit daarna. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Payne saam met jou en saam met my kuier Lizanne Campbell. Lizanne, dit is vir ons 'n voorreg dat jy vandag hier by ons is. Ek het nou 'n tydjie wat ons gesels het, kan ek nie glo alles wat jy doen nie. Jy's 'n baie bedrywige vroutjie en jy's aan die gang en jy doen wonderlike werk. Vertel ons bietjie meer van jouself. Ja, ek is baie bevoorreg om in baie verskillende beroepe betrokke te wees gelyktydig. So, ek werk voltyds by Dr. Malherbe, die oogspesialis hier in Klerksdorp. Ek is assistent daarso en ek het so 5 jaar terug baie meer betrokke begin raak by die kerk. So ek is daar by NG Doringkruin betrokke en my paadjie het eintlik begin met berading. So ek het net ervaar dat daar roeping is oor my lewe en ek het ingeskryf om 'n kursus te doen deeltyds in berading. Ja, en dit was ook vir my 'n wonderlike ervaring. Ek het so baie geleer daarso. En dit was vir my toe nou 'n voorreg om in 'n posisie te wees waar ek mense kan help wat emosioneel seer het en wat sukkel met hulle verhouding met die Here en wat sukkel met hulle geloofsreis. En ja, so het ek toe nou, terwyl ek nou berading begin doen het, nadat ek die kursusse klaar gemaak het, het ek begin berading doen, al hoe meer en meer betrokke geraak by die kerk. Ek het toe aangesluit as een van die tienerleiers by NG Doringkruin, so dit is vir my baie lekker om te sê dat ek nou al 'n hele paar jaar met 'n groep besig is, daarso by die tienerkerk elke Sondag, en van daar af het ek ingeskryf om my BTH te doen by Huguenot College in Wellington. Dit is nou 'n graad in teologie. Dis korrek, ja. So dit is 'n graad in teologie. Ek was baie bevoorreg geweest om 'n beurs te kry by die Wes-Kaapse Sinode, so hulle het my studies volledig gedek en ek het daai pad in 2023 begin stap. En ek het einde laas jaar my graad voltooi en ek is toe bevestig by NG Doringkruin as 'n diensleraar en ek is nou betrokke tans daarso by die tieners en ek hanteer die belydennisklas terwyl Dominee Marieke met kraamverlof is. So dit is in 'n nutshell dink ek alles. Dit klink wonderlik nie, maar jy's getroud en jy het 2 dogtertjies nie. Dis reg, ja. So ek is getroud met Egon Campbell. Hy is 'n wonderlike man en hy ondersteun my verskriklik. Hy is ook self baie betrokke by fietsry. So hy is 'n krangige fietsryer. So hy is bekend in daai sirkels ook. En my 2 pragtige dogters is absoluut ons... Hoe oud is hulle? Hulle is nou 11 en 13. Ja, so oudste is nou hierdie jaar hoërskool toe, met al die uitdagings wat dit saambring, maar sy geniet dit verskriklik baie en sy is baie, baie gelukkig in die hoërskool. In die hoërskool, dis wonderlik. En sê vir my, wat diensleraar betref, is jy nou soos 'n tentmaker. Dis jou eie werk, maar jy werk by die kerk ook. Dis reg, ja. So ek
val nog steeds altyd onder die mentorskap van die NG Kerk en van NG Doringkruin spesifiek en Dominee Marika Jacobs en alhoewel ek volle preek en erediensbevoegdheid het, is my spesialisveld berading. So ek doen baie berading en ek is baie betrokke daarbey ook en ja, dit is net 'n absolute wonderlike geleentheid om my te kan uitleef en my roeping te kan uitleef in die kerk. Nou, hoe pas jy jou berading in by jou daaglikse voldagwerk? So gewoonlik werk ek op 'n Vrydag tot 1:00 toe of 2:00 toe en dan doen ek gewoonlik berading op 'n Vrydagmiddag en op 'n Saterdagoggend en as dit nou nood is, sal ek na ure by die huis, ek het gelukkig 'n kantoor by my huis, so ek kan daarso ook in die aande berading doen soos wat dit nodig is. Dis wonderlik. So jy pas alles so in? Mens pas maar alles in. Ek dink dit help baie die feit dat ek en my man baie goed saamwerk, dat ons die pligte in die huishouding baie goed deel en dat hy my verskriklik ondersteun. So hy is altyd gereed om in te spring wanneer dit nodig is en uit te help wanneer ek nie in die huishouding self betrokke kan wees nie. So hy is vir jou baie ondersteunende. Absoluut. Maat en 'n vriend, nee, en 'n eggenoot. Absoluut, 100%, ja. Dit is wonderlik. Jy kan nie sonder so 'n eggenoot wees nie, nee. Ja, absoluut. Ek dink die Here stap op 'n pad saam met 'n mens as 'n huwelik, as 'n paartjie en ja, ek dink om in die bevoorregte posisie te wees om te sê dat ons is daar vir mekaar en ons ondersteun mekaar 100%. Ek ondersteun hom in sy fietsry en al sy doelwitte en hy ondersteun my en saam ondersteun ons die kinders en dit is 'n wonderlike voorreg. En dan het jy jou ma wat ook nog vir jou help. Ja, my ma help verskriklik baie. Sy bly by ons, so sy maak my hande los wanneer die kinders op en af gery moet word in die middag. Sy is altyd daar so langs die netbalbaan. Sy help met huiswerk of as daar 'n kostuum of ietsie aan mekaar geslaan moet word, dan is sy daar met haar naaldwerkmasjien en sy is net absolute eystervrou en ek sou dit ook nie sonder haar kon gedoen het nie. Dit is wonderlik dat jy so ondersteunende raamwerk het, nee. Absoluut. Ek dink dit sou nie moontlik vir my gewees het sonder die mense wat die Here in my lewe geplaas het nie. By die werk ook is ek baie bevoorreg met my kollegas daarso wat eintlik meer soos 'n familie is en hulle ondersteun my ongelooflik baie ook en ek het klomp cheerleaders langs die pad wat my aan die gang hou. Wat jy aan die gang hou en wat jy ondersteun, nee. Absoluut. Nou, hoe het dit gekom? Hoe het jy die stem van die Here gehoor dat jy hierdie taak moet aanpak? Sjoe, Barbara, ja, dit was 'n ek dink nie noodwendig een oomblik nie, maar meer van 'n proses. Met die berading het ek dit aanvanklik gedoen omdat baie mense na my toe gekom het met emosionele probleme en hulle het gevoel hulle is gemaklik om met my te gesels, dis nou vriendinne en ek het net gevoel ek het nie die tools om hulle te help nie, ek het nie die gereedskap om regtig te weet wat om vir hulle te sê nie en toe het die destydse Dominee Quintus skools by Doringkruin toe vir my voorgestel dat ek hierdie kursus in berading moet doen en ek het dit begin deur om te dink ek gaan regtig dit net vir my naastes, my vriendinne en my familie aanbied en hoe meer ek met die kursus gewerk het, hoe meer het ek net al hoe meer besef dat God vir mense regtig individuele gawes gee en dat God regtig vir 'n mens individueel liefhet. En ek het net gevoel, maar dit wat ek hier leer, moet ek met ander mense ook deel, moet ek met op 'n wyeer veld mense help. En ja, ek het toe 'n beradingspraktyk begin, deeltyds en ek beskou dit as 'n ongelooflike voorreg as heilige grond, wanneer mense hulle diepste seer en trauma met my deel en wanneer ek 'n klein rol kan speel in hulle genesing.
dit is net absoluut ongelooflik en dit was net al hoe meer en meer vir my 'n bevestiging dat dit is waar die Here vir my wil hê. Ja, natuurlik kry 'n mens gereeld langs die pad wanneer 'n mens twyfel in jou roeping en wanneer 'n mens jouself bevraagteken. 'n Mens bevraagteken jouself, nooit die Here nie, maar mens vra is ek regtig opgewasse hiervoor en is hierdie regtig die Here se plan of is dit net wat ek wil doen en net wat ek wil hê? Maar hoe meer en meer ek myself aan die Here se wil onderwerp het, hoe meer het 'n mens Bybelverse gekry wat net op die regte tydstip jou roeping net bevestig, of mense wat hy oor jou pad stuur wat vir jou sê, maar jy moet aangaan hiermee. Dominee Marike Jacobs is 'n groot deel daarvan. Sy het my net al die pad gelei en my aangemoedig en gehelp waar ek dit nodig gehad het. Het sy jou bygestaan? Absoluut, ja. Want 'n mens kan nie sonder 'n mentor wees nie. Absoluut nie. Nee, dit is so groot rol van 'n mens se geestelike ontwikkeling en sy geestelike pad verseker. En dit is wonderlik om te hoor hoe band jy met die Here het en hoe diep gelowig jy is, nie. Ek dink as 'n mens terugkyk oor 'n mens se lewe en 'n mens sien net hoe hy absoluut nog altyd getrou was. Hy was net nog altyd daar. En 'n mens maak jouself allerhande goed wys en 'n mens twyfel so in jouself, maar as 'n mens aan die Here vashou, dan kan 'n mens regtig enige iets bereik. En dan is 'n mens tot soveel meer in staat as wat 'n mens nog ooit kon droom. En dit ervaar jy elke dag. Elke dag, absoluut. Maar dit is interessant om te hoor hoe jou pad geloop het en waar jy vandag is en wat jy alles al bereik het. Ek moet vir jou sê, ek haal my hoed vir jou af, hoor. Dit is nie 'n maklike pad nie en jy het deurgedruk en jy het aan die ander kant uitgekom. Ag, dankie Barbara. Ek dink as ek terugkyk kan ek self nie glo ek is al hierso nie. Maar weer eens, die Here maak dit net die onmoontlik maak hy moontlik. En daar was Jy het so 2 weke terug het jy jou graad ontvang. Ja, ek het laasweek Maandag het ek graad gevang en dit was ook 'n wonderlike oomblik net om saam met die Here en saam met my familie te kan sê hier is ons nou. Ons het dit gemaak en ons het deurgedruk. Ja. En jy het nog baie planne vir die toekoms. Absoluut. Ek is so opgewonde net om te sien wat die Here nog in beplanning het en waar hy nog gaan werk en wat hy in die toekoms vir my beplan, absoluut, ja. Ag, dit is wonderlik. En dit is so lekker om te weet dat die Here jou stuur en dat jy gehoorsaam is, nee. Ja, ek dink is nie altyd maklik om gehoorsaam te wees nie. Is nie altyd maklik om jou aan sy wil te onderwerp nie, want 'n mens maak jou eie plannetjies en 'n mens het jou eie idees, maar wanneer 'n mens wel daai besluit neem om sy leiding te volg, is daar 'n rustigheid en 'n vrede wat oor 'n mens kom, wat 'n mens net vir niemand kan beskryf nie. Ai, dis wonderlik om dit te hoor. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Is volgend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Lisanne Campbell. Lisanne, jy het my so 'n mooi uitdrukking nou gegee en gesê, die Here beplan jou dagboek. Wat bietjie vir ons uit daaroor? Ja, dit was my belewenis gewees oor die laaste paar jaar met ons verskriklike besige skedule, dat hy net absoluut tot in die haarfynste detail net tyd maak wanneer ek tyd nodig gehad het om take klaar te maak of mense te sien of weer 'n bietjie 'n mens se dagboek vol maak ook wanneer 'n mens weer 'n bietjie rustiger is en bietjie meer kapasiteit het om mense te help, byvoorbeeld met die berading of met take en sulke goed. So dit was vir my ongelooflik geweest om dit op 'n maandelikse basis te ervaar. Dis wonderlik. Jy het vir ons 'n baie spesiale vers saamgebring. Wil jy dit met ons deel asseblief? Ja, hierdie vers was vir my so treffend geweest. Dis Hebreërs 4 vers 11. En dit sê, laat ons
ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. En dit was vir my so treffend om te besef dat dit ongehoorsaam is om nie te rus nie. En ek dink ons leef in 'n wêreld waar besig wees amper 'n kenteken van eer geword het. As jy moeg is, beteken dit dat jy werk hard. En as jou dagboek vol is, dan voel jy belangrik. En as jy stil raak, dan voel dit amper verkeerd. En hier kom Hebreërs en hy sê vir ons, laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. So wat dan nou baie interessant is dat die Here 'n rus vir ons beskikbaar stel. En daai rus is nie iets wat eendag gaan gebeur as ons hemel toe gaan, eendag as ons dood is nie. Daar's nou rus vir ons beskikbaar. So, my vraag aan ons luisteraars vandag is, wanneer laas het jy werklik gerus? Nie net geslaap nie, maar innerlike rus ervaar. Die Bybel praat van 'n soort rus, van 'n ander soort rus. In Hebreërs hoofstuk 4 lees ons dat daar nog steeds Sabbatsrus is vir God se mense. En tog is daar mense wat hulle hele lewe lank leef sonder om so tipe rus te ervaar. Kom ons wees eerlik, die lewe druk ons. Jy moet werk, jy moet presteer, jy moet voorsien, jy moet net regkom. Ja, jy moet maar net altyd. 'n Mens moet maar net aangaan. En selfs wanneer jy rus, voel dit eintlik asof jy iets anders te moes gedoen het. En die samelewing sê vir ons, jou waarde lê in dit wat jy doen en jou identiteit lê in dit wat jy bereik. Maar dit veroorsaak 'n probleem. So ons raak nooit klaar met al die werk nie. Daar's altyd nog 'n taak, nog 'n verwagting, nog 'n doelwit. En diep binne ons begin daar iets te gebeur. Ons raak moeg. Nie net fisies nie, maar emosioneel en geestelik ook. Hebreërs sê dat God se volk nie in sy rus ingegaan het nie omdat die rus nie beskikbaar was nie, maar omdat hulle nie geglo het nie. En as ons eerlik is, sukkel ons ook daarmee. Hoekom? Want om oor te gee aan God beteken, ek gee beheerprys. Ek vertrou dat God beter weet as ek. Ek glad gaan nie dinge wat ek aan probeer vasklou. Dit is so belangrik, nee, om mens klou so vas aan sekere dinge. En dit is so moeilik. Dit is moeilik om daai dinge te laat gaan. Dit gebeur nie maklik nie. Baie van ons dink ek moet self alles laat uitwerk. Ek moet self alles bymekaar hou. Maar die waarheid is, ons besig wees is dikwels 'n manier om net beheer te probeer hou oor ons lewe. Ons jaag omdat ons bang is om stil te raak. Want wanneer dit stil raak, dan hoor ons eie harte. Hebreërs 4 sê, God se woord sny diep. Dit wys wat regtig in ons harte aangaan. En hier kom 'n baie belangrike vraag. As God rus aanbied, hoekom vat ons dit nie? Hebreërs sê die volk het nie ingegaan in die rus in as gevolg van hulle ongeloof. Maar hoe lyk daai ongeloof vir ons vandag? Ons het ons geloof so nodig, nee. Ons het ons geloof so nodig, maar ons wil ons geloof hê, maar ons wil nie ons beheerprys gee nie. Ons hou daarvan om dinge self te bestuur. Ons dink, ek weet wat is die beste vir my lewe. Maar om oor te gee beteken, ek gee beheer oor. En dit voel baie keer vir ons gevaarlik. Om te vertrou is nie maklik nie. Om in God se rus in te gaan, beteken om te glo dat God is goed. God is in beheer
en God sal voorsien. En hy wil die beste vir ons hê, nee. Hy wil die beste vir ons hê, maar so baie van ons twyfel daarin. Ons vra, maar wat as God my teleurstel? Of wat as dinge nie uitwerk nie? So ons klou dan eerder vas aan ons onafhanklikheid en ons raak dan baie moeg. Ons identiteit is gekoppel aan prestasie. Baie mense voel as ek nie presteer nie, is ek niks werd nie. So prestasie is 'n baie belangrike ding in ons lewe. Prestasie is 'n baie belangrike ding en ek dink met sosiale media vandag is dit soveel meer prominent as wat dit vroeër jare was, want 'n mens sien hoe ander mense rondom jou presteer. 'n Mens sien hoe ander klasmaats van jou nou al hierdie graad het of daai mylpaal bereik het of nou al getroud is en kinders het of allerhande goeders en dit laat 'n mens voel dat jy agterweë gelaat word en dan voel 'n mens jy moet presteer en jy moet daai mylpaal haal en dit is Jy sit baie druk op jouself. jy sit baie druk en ek dink die samelewing sit ook baie druk op ons. Ek dink ons is ook baie keer bang vir dit wat God van ons gaan vra. So baie mense, as hulle eerlik is, wil hulle nie oorgee nie, want hulle voel dat God iets van hulle gaan vat wat hulle liefhet. Daai oorgee is belangrik, nee. Daai oorgee, ek dink die duiwel kom en hy gebruik Bybelverse en hy verwrong daai Bybelverse en daai woord van God in ons gedagtes. So ons gedagtes is eintlik baie keer ons vyand. Absoluut. Ek dink byvoorbeeld aan 'n Bybelvers Johannes 12. Wie sy lewe liefhet, verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. En dan dink ons, maar ek is nogals lief vir my lewe, ek moet nie my lewe verloor nie. Moet ek regtig my lewe opoffer om Jesus te volg? Of ek dink aan nog 'n Bybelvers, Matteus 10. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie nie sy kruis opneem en my volg, is my nie waardig nie. En dit is alles goed wat 'n mens dan vrees in 'n mens se hart kweek en 'n mens dink, "Sjoe, maar hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek?" Mens voel of jy nie kan nie. Mens voel of jy nie kan nie, 'n mens verstaan nie. En 'n mens is so bang dat 'n mens die Here gaan faal, dat 'n mens nie eers wil probeer nie. En ek dink wat baie belangrik is, wat ons uitlaat in daai sommetjie, is God se liefde vir ons. En dat hy altyd daar is vir ons. En dat hy altyd daar is vir ons. Hy los ons nooit alleen nie. Hy los ons nooit alleen nie. En Bybelverse soos Matteus 10 waar hy sê, jy mag nie jou seun of jou dogter bo my liefhet nie. En so, ek het gedink, maar ek is so lief vir my kinders. Hoe skuif ek dit op sy? Totdat ek die Here se liefde vir my begin besef het en ervaar het en besef het, maar hy is net so lief vir my kinders soos wat hy vir my is. En hy's 'n Here van liefde en van verhouding en hy gaan nie enige iets doen om 'n mens leed aan te doen nie. En dan begin 'n mens te besef dat jy hom maar kan vertrou met jou geliefdes. En wanneer 'n mens dit begin doen, dan begin daar balans in 'n mens se lewe plaas te vind. 'n Mens verafgod nie meer jou kinders nie. Jy verafgod nie meer jou ouers of jou huweliksmaat of jou werk nie. As 'n mens die Here eerste stel, dan val alles in plek. Dan val alles net in plek. En dit was my persoonlike ervaring ook gewees. Ja, met alles wat jy al bereik het in jou jong lewe. Absoluut. En ek dink ons moet net onthou dat God nie wil neem om te vernietig nie. Hy wil lei na die lewe toe. Maar ons gebruik ons besig wees as ontsnapping. Wanneer ons
stil raak, begin ons te dink en ons begin te voel en ons begin te sien wat regtig in ons harte aangaan en dan wil ons weghardloop. Ja, dit voel baie keer vir mens net te veel, nee. Dit voel net te veel en ek dink as die lewe so baie druk op 'n mens plaas en 'n mens hardloop so rond om te dink maar die Here verwag nog meer van my en hy wil hê ek moet hier betrokke raak en daar betrokke raak En intussen maak hy ons sterk. Tussentyd maak hy ons sterk, want as ons met die Here se dinge begin besig raak, dan raak alles makliker. Sy juk is sag, hy's lief vir ons, en dit is waar die groot gebod vandaan kom. Jy moet jou Here, jou God lief hê, met jou Here hart, siel en gees. En die tweede is net so belangrik om jou naaste lief te hê soos jouself. As 'n mens begin besef dat God dit nie vereis van ons omdat hy ons wil te nakom nie. Hy vereis dit van ons omdat hy wil hê daar moet balans in ons lewens. En ons sterker maak, nee. Net so. Dit is so belangrik om te weet dat hy ons altyd sterk wil maak. Absoluut, absoluut. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Ek dink in my persoonlike lewe was dit maar 'n proses gewees. Dis nie 'n besluit wat 'n mens met eens neem en besluit, okay, ek gee nou oor aan die Here en nou gaan ek elke tree in sy wil stap en elke tree gaan nou maklik wees want hy gaan nou vir my die pad wys tree vir tree. Dit gaan makliker wees. Ek dink wat ook 'n groot rol speel is ook net ons trots. Ons wil self regkom. En hierdie is dalk een van ons diepste redes. Ons wil nie afhanklik wees nie. Ons wil sê ek kan dit self doen. Maar dit is presies wat ons laat uitbrand op die uiteinde van die dag. Ons weerstaan God omdat ons bang is, omdat ons gewoond is aan beheer, omdat ons sukkel om te vertrou. Maar wat gebeur wanneer ons oorgee? Die goeie nuus is wanneer ons wel oorgee aan God se wil, gebeur daar iets so diep. Die druk begin ligter te voel. Die behoefte, Want hy is in beheer. Want hy is in beheer. Ons hoef nie meer self alles aan mekaar vas te hou nie. En die behoefte om onsself te bewys aan mense verdwyn. En daar kom 'n nuwe vrede in ons lewens in. Hebreërs sê wie in God se rus ingaan, rus van sy werke. En dit beteken jy werk nog en jy leef nog, maar jy dra nie meer alles alleen nie. Vrees en rebellie lê dikwels stil onder die oppervlak van ons besige lewens. Vrees fluister dat alles van ons afhang, ons sukses, ons toekoms, ons sekuriteit. Vrees sê vir ons dat ons alles gaan moet prys gee om God te volg en dat ons alles gaan verloor. Vrees sê dat ons nie goed genoeg is vir God en dat hy ons gaan uitspoeg. Vrees laat ons twyfel dat ons werklik God kan lief hê. So dit is so belangrik om vrees te oorwin. Vrees is 'n groot rol in ons lewens. En daarom, as gevolg van die vrees, druk ons harder, ons werk langer, ons dra meer as wat ons ooit bedoel was om te dra. Terselfdertyd is daar daai stille rebellie in ons hart vir God se gesag. Ons wil beheer hê, ons wil ons eie pad kies. Ons wil bewys dat ons die lewe op ons eie terme kan bestuur. En die gevolg is 'n lewe wat deur druk eerder as deur vrede gedryf word. Dit is presies die waarskuwing wat ons in Hebreërs 4 vandag hoor. Dat 'n lewe van strewe sonder vertroue ons weerhou om in God se rus in te gaan. Uiteindelik lei hierdie kombinasie van vrees en selfstandigheid tot uitbranding, emosionele uitputting, geestelike droogheid
en 'n gevoel dat niks ooit genoeg is nie. In teenstelling hiermee is onderwerping aan God se wil is nie verlies nie, dis bevryding. Jy kan dit weer vir ons sê. Onderwerping aan God se wil is Nie verlies nie, nie verlies nie, maar bevryding. dis bevryding. Dit is so wonderlik om dit te ervaar, nie? Dit is so wonderlik om daai bevryding te ervaar, om bevry te wees van die druk wat die wêreld op 'n mens plaas, om tot rus en kalmte te kom in die Here. Die Griekse woord wat vir rus in hierdie gedeelte gebruik word, kan ook as kalmte vertaal word. So, dis nie te sê 'n mens moet nou agteroor gaan sit en die samelewing moet nou vir jou sorg en jy gaan nou nie werk nie. Dit is glad nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat ons nie meer streef nie. Hierdie storm wat binne ons aan die gang is, raak stil. En die Here gee vir 'n mens daai vrede en vertroue in hom. En om te onderwerp aan God beteken dat ons sy plan vertrou vir ons lewe, selfs wanneer dit nie dieselfde is as ons eie planne nie. Want dit gebeur baie, nee, dat dit nie dieselfde is as wat ons beplan nie. Absoluut. En ek dink wat ek ondervind het, is dat my planne vir my eie lewe soveel kleiner was as dit wat die Here vir my beplan het. En as ek nooit daai besluit geneem het om my te onderwerp aan die Here se wil, sou ek nooit hierdie wonderlike ervarings gehad het nie, hierdie geestelike verdieping en groei en die pragtige mense wat oor my pad gekom het, die medestudente wat ek meer te doen gehad het, die verskillende kerke en gemeentes wat ek meer in aanraking gekom het oor die laaste jaar, het my lewe so verryk. En dit is so dat ek nie eers kan onthou wat moes ek prys gee om hier uit te kom nie, want dit was eintlik dinge wat 'n mens aan vasgeklou het, wat eintlik so onbelangrik was. En die kwaliteit van lewe wat die Here nou vir 'n mens gee, kan nie eers amper vergelyk met dit wat ek beleef het voordat ek aan die Here onderwerp het. So die kern van die saak is, ons moet ons absoluut onderwerp aan sy wil. Absoluut, en nie bang wees om te onderwerp aan sy wil nie, en nie toe te laat dat vrees en selfstandigheid en rebellie ons weghou van die Here se plan nie. En ek dink wat ook belangrik is om te sê, is dat nie almal nodig het om nou voltydse studies aan te pak of 'n graad te hê om die Here se plan en wil vir hulle lewens te volg nie. 'n Mens kan regtig net vir die Here vra, waar kan ek daar in my lewe, in my omstandighede, betrokke raak by u koninkryk? So ons moet 'n verskil maak daar waar ons is. Daar waar ons is. En die koninkryk is nie net waar die kerk werk nie. Die koninkryk is in ons persoonlike lewens, in ons werksomstandighede. Hoe kan ek 'n verskil maak in my kollegas se lewens? Of hoe kan ek verskil maak in die persoon wat in my besigheid instap? En vir hulle ietsie van die Here se liefde wat ek ervaar met hulle te deel. En dit is belangrik om daagliks dit uit te leef. Absoluut. En as 'n mens regtig streef na die Here se wil, dan streef 'n mens ook na hierdie rus wat hy vir ons gee. En dan begin al die ander klein dingetjies wat ons onsself mee besig hou, so onbelangrik eintlik raak vir ons. En ons begin, in steede van om 'n loopbaan te hê, begin 'n mens 'n roeping uit te leef binne in jou loopbaan. Die Engelse woord is purpose. 'n Mens kry purpose in jou lewe. Mens kry vervulling in dit wat 'n mens elke dag doen. En ja, mense doelwit moet elke dag wees om eerste te stel. Absoluut. En wanneer 'n mens hom eerste stel, dan is daai balans. Die Here se juk is sag. Hy gaan nie jou laat uitbrand nie. Hy gaan nie klomp goeders op jou dagboek inskryf
wat 'n mens nie voor tyd het nie. Want daai goed doen ons gewoonlik om eer te kry by mense. En wanneer ons waarde by die Here begin kry en eer by hom begin soek, dan begin ons agterkom, maar wat is regtig belangrik? Wat moet ek regtig myself eerder meer besig hou? En wat is ander dinge wat my wegneem van die Here af en wat my wegneem aan gesonde verhoudings in die lewe? En dit is te belangrik om dit elke dag uit te leef, nee. Absoluut, absoluut. Dit is 'n besluit wat 'n mens elke dag neem en ek dink 'n mens moet ook nie weer dit sien as nog 'n las of nog iets wat ons nou moet doen of nog 'n verpligting wat ons op ons tafels, op ons borde lê. Mens moet juis dit sien as 'n oorgee van ons pligte aan die Here se hande. En hy is almagtig. Hy kan alles doen. Hy kan alles doen en hy gee vir 'n mens krag om dit te doen wat gedoen moet word. Maar hy begin ook vir 'n mens te wys, weet jy, maar hierdie wat jy nou hier jouself meer besig hou, is nie besig om jou te verryk of die koninkryk te verryk of die mense rondom jou te verryk nie. Maar wanneer 'n mens daai liefde vir God het en hom eerste stel in 'n mens se lewe, dan begin hy vir 'n mens te wys. Maar 'n mens moet regtig jou hart oopstel daarvoor. Dit moet 'n totale oorgawe wees. Dit moet 'n totale oorgawe wees en 'n mens maak nog baie foute langs die pad en baie keer Dit is 'n leerproses. absoluut, 'n mens dwaal nog steeds van die pad af. Dis nie 'n towerstafie om te sê, okay, maar nou is ons alles reg en ons gaan dit nou doen. Mens dwaal van die pad af en hy bring 'n mens net elke keer weer terug. En jy moet elke dag naby hom leef. Ja, dis nie nog iets wat 'n mens doen nie. Dis 'n besluit wat 'n mens neem om onderdanig te wees aan die Here se wil, om jou te onderwerp aan God en om oor te gee aan hom. Dis pragtig, hoor. En dit is so belangrik om te weet mens moet jou onderwerp aan hom en jy moet elke dag in geloof leef. Want dit is al wat vir ons 'n redding is in hierdie deurmekaar wêreld. Want as 'n mens hoor van alles wat gebeur, raak ons almal so angsbevange, nee. Want die wêreld is maar deurmekaar. Maar as mens jou oog gerig hou op hom, dan is daar vir mense hoop, nee. Ja, en nie skuldig te voel oor die rus wat hy vir 'n mens bied nie. Hier lees ons en leer ons vandag dat ons moet streef na rus in die Here. Hoe pragtig is dit nie? En dit is belangrik om dit altyd te onthou. Ons moet streef na rus in die Here. En ons moet daar by sy voete met ons rustigheid kry. Absoluut. En dit is waar mens veilig voel. Ja, as 'n mens net daai besluit neem om te vertrou in hom, dan kry 'n mens daai veiligheid en daai vrede wat ons net van hom af kan kry. Lisanne, ons het vandag so baie by jou geleer en ons het geleer dat ons by die Here se voete moet wees en daar moet rus kry. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het. Dankie vir die pragtige boodskap wat jy vir ons gebring het. Ons bid vir jou voorspoed toe op jou pad, alles wat jy aanpak en dat jy altyd sal weet jy's 'n spesiale kind van die Here. Ag, baie dankie Barbara, dit was regtig vir my 'n groot voorreg om vandag hier te wees. Baie dankie dat ek hier kon wees. Ons bid vir elke luisteraar 'n geseënde week toe, 'n week vol liefde en vreugde en alles wat mooi is en ons kuier volgende Woensdag DV weer saam. Mooi dag vir elkeen.